Familie, vanaand, hierdie wat ons vanaand gaan lees en gaan deel, as ons Bybels het vanaand, Galasiërs 5, van ons daar, kyk, wat se vrugte moet ons as disippels in ons lewe dra? En so, vanoggend het 'n broer in Christus vir my hierdie prentjie gestuur, en ek het gedink dit is nogal van pas vir vanaand. En so, as ons almal in die klas kan oplet, en dan hoef ons nie so te lyk nie. Amen. Familie, my oupa, hy was een van my helde gewees. My oupa het 'n plaas gehad, en daar is amper niks wat hy nie meer geboer het nie. Hy het honderde duisende hoenders gehad, hy het beeste gehad, hy het skape gehad, daar was vol struise gewees. Hy het elke groente en elke vrug op daai plaas gehad, blomme. My oupa het blomme gegroei, wat hulle snaaks genoeg elke jaar Holland toegestuur het. Die blom Mekka van die wêreld. En so, daar's amper niks wat my oupa nie gegroei het nie. Hy was 'n hardwerkende man gewees, hy was in die Tweede Wêreldoorlog in Italië gewees, en hy het teruggekom, en hy het hard gewerk. Dit was 'n ware man gewees. 4:30 in die oggend, as ons vir hom gekuier het, ek en my broer, het hy ons wakker gemaak en het gesê, kom, ons moet uitgaan lande toe, die lande ploeg nie hulle self nie. En ek en my broer het gehuil, ons wil slaap, en my oupa het gesê, julle moet opstaan, kom, ons moet werk. Die Bybel sê ons moet werk, so ons moet werk. En so ons is 5 uur met hom uit, en ons is gelukkig as ons 7 uur, miskien 7:30 die aand by die huis gekom het, gelukkig. Maar, ek sal nooit in my lewe vergeet, daai lande van my oupa, so ver as wat die oog kan sien, was net lande en lande en lande, en hy het 'n ou 1960 Land Rover gery. Daai ding was so sterk gewees, ons het oor Mompani bome ons het oor die boom gery, want ons kon nie die pad kry nie. En dan moet ons die boom weer optel, en die Land Rover is nog Shanana. En so in die een hoekie van die Land Rover het my oupa 'n klein kombuisie gebou, binne in die Land Rover. En alles wat 'n ou nodig het om 'n lekker maaltyd te hê, was binne in daai boksie gewees. Daar was sout en peper en tomatiesous en daar allerhande goed. En ek sê hierdie week vir 'n broer van my, op een stadium in die jaar was daar 'n doringboom gewees. Ek kan nie onthou wat se boom dit was nie, maar hierdie doringboom het gom afgegee. En die gom, jy kan daai gom die hele dag kou. Hy raak nie op nie. En so, dan kom ons by die boom, die 1 jaar, en dan staan net 'n klein bietjie gom, en dan beklei ek en my broer vir dit, maar dan kom ons die volgende jaar, en dan staan hande vol. En so, ek wil vanaand dit met almal deel, familie. Ek kan onthou, ons het van land tot land gegaan, en dan stop ons, dan sien komkommers, en dan klim my oupa uit, en dan pluk hy 'n komkommer vir my en my broer, en dan het ons die klein kombuisie daar, en dan al die lekker gadgets, boopie, komkommer, en dan proe, nee, hulle is reg, hulle kan geoes word. En dan gaan ons na die volgende land toe, en die volgende land, en so het ons het 'n test gedoen op al die goed wat my oupa gegroei het. Ek sal dit nooit vergeet nie, familie. Daar was een vrug daar gewees, 'n vrug, wat as jy hom die regte tyd van die dag eet, hy verander jou lewe. Dit was lekker. Dit was so soet soos my vrou gewees. Dit was yummy. En elke keer wat ons, daar was 3 paaie gewees, elke keer as ons hierdie pad vat, het ek geweet ons gaan na daai vrug toe. En ou kan eintlik nie wag dat ons daar uitkom nie. En ek wil vanaand oor dit praat, familie. 'n Vrug wat 'n mens se lewe verander. En so, ons gaan verby die ouetjie en ons kom by Galasiërs 5. Ons gaan vers 1 lees, en dan gaan ons van vers 1 af gaan ons na vers 13
toespring. So vers 1 sê vir ons, Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Nou familie, ek is 26 jaar na hulle pastoor, 26 jaar in die bediening, 7 kerke wat ek en my vrou gebou het tot dusver. En die frustrerendste ding wat ons al teëgekom het, is mense wat ons probeer help, wat nie hulp soek nie. Maar hulle kom na jou toe vir hulp, dan gee jy vir hulle die hulp, dan soek hulle nie die hulp nie. En dan gaan hulle net weer terug, en kom ons teken gou hierdie prentjie familie, ons almal, of die meeste van ons wat hier sit vanaand, besit kinders. En so, as die kind gaan, en jy is lief vir hom, ons het nou nie favorites nie, of ons moet nie favorites hê nie, maar ons het nou nie favorites nie, maar as die een kind nou gaan, en hy doen iets wat hy nie moet doen nie, ons as ouers sal amper enige iets doen om daai kind uit te kry, amen. Maar as die kind dan 'n dag of 2 daarna gaan en hy druk homself weer in daai selfde ding in, dan praat ons 'n bietjie harder met die kind. En dan haal ons weer die kind daar uit. 3 dae later dan sê kind weer daaraan, hoeveel keer moet die kind dit doen voor ons sê, hoor hierso, jy moet nou maar al bly. En so vir party van ons moet dit moet lank wees, dit moet baie vat vir ons om dit te sê. Maar ek gaan 'n waarheid vir vanaand met almal deel, familie. Daar is party mense wat onredbaar is. Hulle het besluit hulle het nie vir Jesus nodig nie. Jy kan doen wat jy wil, jy kan sê wat jy wil, jy kan vir hulle hoeveel keer in die woord wys. Hulle het besluit, hulle is okay soos hulle is, en jy kan hulle net nie help nie, jy kan nie. En so, party mense is dit moeilik om dan weg te loop van hulle af, en ander mense, dan probeer jy net 'n bietjie meer, en jy probeer 'n bietjie meer, en probeer prys die Here op sy troon. Nou daar was 'n oom gewees, 27 jaar terug, wat vir 'n hele jaar aan my gekarring het, om dit so te stel, want dis hoe dit gevoel het. En die hele dag, elke dag ingekom het, en vir ons vertel het, hoe goed is Jesus, en vandag hier staan ons almal saam. En so Christus, familie, het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Hy gaan verder en hy sê, staan dan vas in hierdie vryheid, en moet julle nie weer onder die slawejuk laat indwing nie. Nou hierdie is 'n ding, toe ek eers vir Jesus ontmoet het, wat die Here met my gedeel het, familie. Ek is 'n prentjie mens, ek kan nie baie goed lees nie, maar ek sien prentjies. En so Jesus het vir my hierdie gesê, Jesus Christus is ons herder, Jesus lei. Amen. Hy forceer ons om niks te doen nie, hy lei ons om die goed te doen wat hy en die Vader wil hê ons moet doen. Maar Satan is nie 'n gentleman nie, hy forceer, hy druk. En hy druk, tot ons in 'n hoek is en ons kan nie uit daai hoek uitkom nie. Interessante ding wat ek opgetel het by 2 Israeliese soldate baie jare terug. Die Joodse tradisie is die enigste tradisie in die wêreld wat hulle skape, wat die herders, hulle skape van voor af lei. Al die ander nasies op aarde druk die skape van agter af. Dit is ongelooflik, nee familie. Laat Christus Jesus het aarde toe gekom in daai kultuur, om vir ons te wys dat hy is die goeie herder. Hy sê dit in die boek van Johannes ook vir ons, dat ek is die goeie herder, en my skape erken my stem. Ek staan en ek roep na hulle, en hulle kom na my toe. En so, hier sê dit duidelik vir ons, dat moenie laat ons in daai slawejuk ingedwing word nie. Ons kan nou na vers 13 toe gaan, vir die wat hulle Bybels het. Hy gaan verder en hy praat hierso met die kerk en met ons vandag, en hy sê, julle broers, julle is tot vryheid gekoop. Amen. Ek en my vrou,
wat het ek geroep en gekoop, en die woord is dieselfde, baie dankie. Ons is tot vryheid geroep en gekoop, en ek en my vroutjie was in die bediening al baie goed beloof, maar nog nooit gegee nie. Ek konsentreer nou op gekoop. En so, baie mense het al vir ons gesê, Jacques, joh, ons geniet julle bediening en so, ons wil vir julle 'n huis gee. Volgende maand dan teken ons die huis oor op julle naam. Wat was dit, 2-3 weke daarna, klop hulle aan ons deur en hulle sê vir ons, julle moet uit hierdie huis uit. En so, julle broers is tot vryheid geroep. Ek kan nie dink dat daar 'n mens op hierdie aarde, familie, as jy vir hulle vra, soek julle vryheid, dat hulle sê, nee, ek wil nie ek wil gebind wees. Ek wil iemand se slaaf wees. Ek wil iewers wil ek in 'n tronksel sit. Ek wil nie vryheid hê. Elke liewe mens op hierdie aarde soek vryheid. En die ongelukkige deel van hierdie mooi skrif is, baie mense soek vryheid, maar hulle soek tydelike vryheid hier op aarde. In plaas van om te belê, en dis 'n ding wat my oupa my geleer het, is, jy kry iets wat waardevol is en jy belê hom. Moenie dit als spandeer nie, belê dit. Because hy het gesê, die Bybel sê, dit wat jy belê sal groei, en meer en meer en meer, en dan het jy op 'n stadium soveel dat jy moet uitgee. Amen. En so, hier kom en hy sê, julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Hierdie is ongelukkig, familie, iets wat uit baie kerke uit gehardloop het, is mense wat mekaar bedien. En so baie keer Sondag, kerke reg oor die wêreld, mense kom in die kerk in, en hulle sit, en hulle sê, right, bedien my, gee vir my, ek soek. En dit is hoekom baie kerke nie groei nie, familie, want baie mense kom binne in die kerk en dan sê hulle, ek hou nie van die liedjies nie. Ek hou nie van Sis Tanya se groen rok nie. Ek hou nie van die manier wat Jacques preek nie. Hy skreeu te veel. En so, dit gaan baie keer oor ek. En Jesus kom en Jesus leer vir ons, nee. Ons moet hom omdraai. Ons moet mekaar bedien. Maak seker dat jou maat langs jou het amper meer as wat jy het. Want Jesus gee dan vir ons verdere belofte en hy sê, want wat jy sal saai, sal jy dan ook maai 30, 60 of 100voudig. Amen. En so, hier kom en hy sê, moenie daai vryheid misbruik nie, maar bedien mekaar in liefde. Hy gaan verder in vers 14, hy sê, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, julle moet julle naaste lief hê soos julle self. Nou kyk wat het in 2025 in hierdie wêreld gebeur, familie. Hierdie wêreldse media is vrot van goed wat vir ons sê, ons is nie goed genoeg soos wat God ons gemaak het nie, ons moet meer soos die wêreld lyk. Amen. En so, hoe kan ons naaste lief hê as baie van ons nie eens onsself lief het nie? As ons nie na ons tempels kyk nie, want dis 'n tempel van die Heilige Gees, want die wêreld sê jy hoef dit nie te doen nie. En dan hoe, familie, kan ons naaste lief hê as ons nie ons self lief hê nie? Nou daar's 'n groot verskil, familie, om in die oggend op te staan en na die spieël toe te loop en vir jouself in die spieël te kyk en te sê, goeie job. Ja. Jou vrou is gelukkig om jou te hê. Dis 'n verskil. Amen. Maar om geestelik en fisies en emosioneel na onsself te kyk, sodat ons na ander mense kan kyk. En so hier sê, die hele wet is in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, ek het 'n broer in Christus wat altyd vir my gesê, Jacques, hierdie gebod is,
hy's vir my swaar. Hy sê, maar ek sal vir die Here luister, want hy's my baas, okay? So daar's baie mense wat ek lief het, maar ek hoef hulle nie te like nie. En so, ons kan ook nie so redeneer nie, familie. Jy het iemand lief, of jy het iemand nie lief nie. En so, ons gaan na vers 15 toe. En hy sê, vir hierdie kerk wat hy voorskryf, hy sê, julle byt en verskeur mekaar, pas op dat julle nie later heeltemal mekaar verslind nie. Familie, as iemand wat kerke bou, al vir 26 jaar, kan ek sê, hierdie is een van die grootste probleme in kerke. Is mense wat mekaar verslind binne in 'n kerk. Mense wat mekaar uit mekaar uittrek. Mense wat nie agter mekaar kyk nie. En dis ongelukkig deel van die sondige mens, dat as hierdie broer van my val, dan gaan ek na hierdie broer van my toe en ek sê, jy gehoor wat met daai broer gebeur? Hy wou seker nie luister nie. In plaas van om te gaan en te sê, jou broer, ek is jammer, is daar iets wat ek kan doen om te help? En so dit is wat baie kerke mis vandag, is mense wat uitreik en sê, kyk hier so, ek het gehoor, of ek het gesien, jy het geval in jou huwelik. Ek het miskien nie 'n perfekte huwelik nie, maar kan ek probeer help? Ek is nie 'n ryk man nie, ek het gehoor jou besigheid het geval, kan ek miskien help? Om uit te reik en te, familie, kom ek sê so, een van die grootste goed wat my en my familie uit Suid-Afrika uitgedryf het, is die area wat ons in was, daar was geen hulp gewees nie, niks. 6 jaar terug het ek en my familie in iemand se garage gebly. Ons het nie lopende warm water gehad nie, my vrou moes ons uit 'n kettel uitbad. 5 mense. Niemand het gehelp nie. En ek het net gebid en gesê, Here, ek kan nie meer so aangaan nie. Ek reik uit, my vrou reik uit, en die mense vat net en hulle gee niks. Toe kom ons hiernatoe, en ongelukkig of gelukkig, met daai selfde mentaliteit in ons gedagtes, en ons ontmoet Suid-Afrikaners hierso, en ek staan en ek dink by myself, oh nee, watch out. Nee, watch out. Familie, ons grootste genesing in hierdie land, het deur ons Suid-Afrikaanse broers en susters gekom. Waar ons hoef nie eens uit te reik nie, dan klop hulle aan ons deur. Jacques, het julle iets nodig? Jacques, ons is hierso, wil julle dit hê? Kan ons vir julle dit gee? En so, ons moet pas op, hy sê hierso vir ons moet pas op, dat ons mekaar nie heeltemal verslind nie. Almal het foute, familie, almal. Daar is nie 'n mens wat nie foute het nie. Maar hoe meer ons mekaar se foute uitwys, hoe meer verslind ons mekaar. En so gaan na my broer toe en probeer hom help met sy fout. En dan vice versa ook. Vers 16 sê hy hierso vir ons, wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheer word. Ek is mal oor hoe die Afrikaans dit sê. Amen. Laat die Heilige Gees jou beheer. Moenie laat TikTok jou beheer nie. Moenie laat jou government jou beheer nie. Moenie laat hierdie wêreld laat die Heilige Gees jou beheer. Amen. Want as daar enigiemand is op hierdie aarde en in hemel wat ons gaan reg beheer, is dit die Heilige Gees. Hy soek net die beste vir ons. En so hy sê, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheer word, dan sal julle nooit soog of begeertes van die sondige natuur hê nie. Halleluja. Familie, ek weet nie of ek nou hierdie woord reg gebruik hier nie, maar ek was 'n gimnas gewees. En baie keer as jy hardloop en die vloer is nie wat hy moet wees nie, dan soek jy jou enkel. Amen. En as jy vir 2 of 3 weke is jy nou uit, dan kan jy nou nie hardloop nie. Ek en my vrou was 100 meter atlete gewees, selfde storie. Hardloop, halfpad is daar 'n gat, wat 'n ou moes toegegooi het, maar hy het nie, en ek's die enigste ou wat in die gat trap. En dan soek ek my, en dan is ek vir 3 of 4 weke, is ek uit. En hierso sê hy hierso, dan sal, ek weet nie of ek hierdie woord reg gebruik nie, maar kom ons sit nou maar soek in, dan jy sal nie jouself soek nie. Jy sal reguit loop. Amen.
En hy sê, dan sal jy nie die begeertes van hierdie wêreld hê nie. Familie, ek kan nie vir enigiemand beskryf hoe lekker is dit om in die oggend wakker te word, en die enigste begeertes wat ons het, is begeertes om ons God in die hemel tevrede te stel. Amen. Ek het al vir mense gewerk, familie, wat, ja, ek kan nie nou daai woorde gebruik nie, daar's kinders hierso, maar hulle is ongelooflik lelike mense. Ongelooflik. En so jy word in die oggend wakker, en jou eerste gedagte is, ag, ek moet nou na daai ou toe gaan, en ek moet sy besigheid bou, en ek kry niks uit dit uit nie. Maar as ons deur die Gees gelei word, dan word ons wakker, en ons sê vir onsself, prys die Here, hy het my 'n evangelis gemaak, ek gaan die wêreld vandag uit daai ou uitpreek. Amen. Ek gaan hom na die kruis toe bring, en vir hom sê, hier sal jy bly tot jy verander. En so, daar sê Jason. Vers 17. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is ons in stryd met wat die sondige natuur begeer. En so ek het volgende af daarvan gepraat, familie, en verskoon my vir die wat dit klaar gehoor het. My eerste 6 jaar in my bediening, het ek in ons dorp, saam met die polisie-okkult eenheid onder die sataniste gewerk. En ek het hulle bedien, en ek het hulle tot die kruis gebring, honderde van hulle familie. En daar het ek gesien, dat baie van hulle het gesê, nee, dit wat jy vir my wil gee, ek soek dit nie, ek beklei teen dit. Amen. En hulle het beklei, maar prys die Here, familie, daar is niks en niemand sterker as die Heilige Gees nie. Amen. En die mense het beklei, en ek het gesmile, en hulle het beklei, en ek het gesmile, want ek het geweet, familie, ek het dieselfde gesê, ek is geen mens sal my baas wees nie. Ek het nie 'n baas hier op aarde nie. En ek het dit net gesê, en daai aand toe die Heilige Gees saam met my in daai kar, en die Heilige Gees sê vir my, sorry Jacques, ek wil gou vir jou baas voorstel, sy naam is Jesus. Amen. Prys die Here. En so nou loop ek trots rond, en ek sê, ek het 'n baas, ek het 'n meester, en ek luister vir hom, ek doen wat hy wil hê, en ek hou daarvan. En so hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil doen nie. Prys die Here daarvoor. Maar, vers 18, as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Halleluja! Vir die wat nie is, familie, en hulle loop met Jesus. Die wet wat hy hiervan praat, is die 613 reëls en regulasies wat hulle in die Ou Testament moes volg. En so, dit is baie beter, glo my familie, om te sê, Heilige Gees, ja, ek sal luister, as om terug te staan en te sê, wag, ek gaan die 613 reëls draai. Want dit is hoekom Jesus gekom het, want niemand kon daai reëls volg nie. En so hy gaan verder en hy sê, hy wys dan in die volgende sin vir die kerk en vir ons, wat is ons mee besig om te stoei hier op aarde, familie? En ons kan vanaand, as ons hier deurlees, kan ons staptyd doen van ons eie lewe om te sien, wat is daar wat hardloop nog rond. En hy sê in vers 19, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Hy sê onsedelikheid. Hy sê daar onreinheid. Hy sê losbandigheid. Hy sê hierdie is alles wat teen die Gees van God staan. Hy sê afgodsdiens. Nou familie, ons lees deur hierdie, né? En ons kom by afgodsdiens en ons sê vir onsself, okay, ek's veilig daar. Ek het nie afgode nie. Okay. Kom ons vat 'n stappie na die regterkant toe. En ons vra hierdie vraag. Is daar enige iets op hierdie oomblik in my lewe wat ek meer tyd voorgee as vir my God? As die antwoord ja is, dan het ek 'n afgod. Amen. En so, baie keer dan kan ons sê, familie, ek's daai een, towery, gelukkig,
Gelukkig doen ek nie towery nie. Hoor gou hier, familie. Hoor gou. As ons bid, en ons bid die Here se wil, is ons op die regte plek. As ek bid, en ek bid my wil, is ek besig met towery. Amen. As ek sit en ek bid, Here, ek vra asseblief, laat U asseblief net Susan se haarstyl sal verander, ek kan dit nie verdra nie. Towery. Amen. En baie keer, familie, dan ons besef dit nie eers nie, maar ons bid ons wil in mense se lewe in. Ek het dit al baie in kerke gehoor. Dan kom mense vorentoe en dan sal jy 'n paar mense langs my, dan bid hulle vir die mense wat vorentoe gekom het. Dan sê hulle, Here, ek bid dat hierdie mens so sal word. Ek bid dat hierdie sal gebeur in hierdie mens se lewe. Familie, dis towery. Maar as ons bid en ons sê, soos wat Jesus Christus ons geleer het, Here, ek bid U wil geskied binne in hierdie mens se lewe. Ek bid U wil geskied in hulle finansies, in hulle huwelik, in hulle kinders se lewe, in hulle werk. Ek bid U wil geskied, liewe Here. Dan is ons veilig. En so afgodsdiens en towery, vyandskap en haat. Hierdie is 'n moeilike een, familie, want mense maak ons baie keer so seer dat ons kan nie help om te haat nie. En so naaiwer, woede is 'n ding wat voor ek na Jesus toe gekom het, verskriklik mee gesukkel het. Vir 21 jaar van my lewe het ek kort mannetjie syndroom gehad. Ek was die president van dit gewees. En so ek het woede oral gehad. En so verdeeldheid en skeuring. Hier kom nog, familie, afguns en dronkenskap, uitspattigheid en alle dergelike dinge. Hy sê, hierdie is goed wat teen die gees beklei. Hy gaan verder en hy sê, ek waarsku julle, familie, miskien nou nie hier nie, maar in Suid-Afrika, jy gaan na oom Gert se plaas toe en jy kom by sy hek, en op sy hek is daar 'n waarskuwing wat sê, pasop vir die boerboel. Nee? Jy gaan ons daar by die hek staan en sê, oom Gert, kom help asseblief. Ek gaan nie hier instap nie. Amen. 'n waarskuwing, familie, is 'n waarskuwing. En hier kom hierdie man wat kerke bou, wat hierdie goed sien, wat die Here ken, wat saam met die Heilige Gees loop, en hy sien dat hierdie is 'n probleem, en hy sê, ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God kan erf nie. Hy sê, bly weg van hierdie goed af. Heeltemal, maak seker, Jacques, dat as jy in die oggend sit en jy lees die Bybel, maak seker dat jy lees die Bybel met 'n rein hart. Maak seker dat jy niks van hierdie goed in jou lewe is nie. Elke liewe dag, familie, is dit 'n goeie idee om daai stoptyd te doen in ons lewe. Baie keer dan ek sê vir myself, ek is alright. Maar in Genesis het God die Vader gekom en hy die man gemaak, met sy eie hande. Kyk hoe mooi is hierdie, familie. God die Vader maak die man met sy hande uit die grond van die aarde. Dit is hoekom, susters, as julle ons hemde was, is ons kraag altyd vuil. Amen. Ons is van grond gemaak. En hy maak hierdie man, en God kyk vir hierdie man, en God sê, dis nie goed dat hierdie man alleen is nie. Ek moet vir hom 'n hulper gee. Amen. En die Here gee vir hierdie man 'n hulper. En dan wanneer hierdie man dink hy Shana na, dan kom die hulper en die hulper sê, my man, jy moet bietjie afkom. Bietjie afkom hierso. Hier waar die Here jou gesit het. Amen. En as ons nie hulpers het nie, familie, dit is dan wanneer ons met hierdie goed deur mekaar raak. Hoor wat sê hy hierso, familie. Hierdie was die vrugte van die wêreld, nou kom hy en hy sê, die vrug van die Gees daarteenoor, en hy begin met die een ding wat mense gaan red hier op aarde. Hy sê, die vrug van die Gees is liefde.
Die een ding met God die Vader, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat almal wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Die een ding wat Jesus Christus is. Hy sê daar so die vrug van die Gees is liefde, dis vreugde, dis vrede, dis geduld, dis vriendelikheid, dis goedhartigheid en getrouheid. Hy gaan verder, familie, is nie klaar nie. Hy sê dis nederigheid en selfbeheersing. Die Here sit die heel laaste stuk van die vrug sit hy daarso, wat miskien die moeilikste vir ons as mense is, selfbeheersing. Die moeilikste. En prys die Here, dit is hoekom die Heilige Gees in ons lewe is, om ons te help met selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Vers 24, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Kyk hierso, familie. In die dae van Jesus, as iemand iets gedoen het in die publiek wat hulle nie moes doen nie, wat die publiek skade aangedoen het, het hulle daai mense gevat en hulle het hulle teen 'n kruis vasgenaal tot hulle dood is. Gekruisig. Hier kom hierdie man en hy sê vir hierdie kerk en vir ons vandag, hierdie goed, net wat teen die vrug staan, hierdie goed wat so teen die Gees beklei, vat dit en kruisig dit. Vat hom vas, maak hom dood. Laat dit uit ons lewe kan uitgaan. Want familie, wie van ons wat vanaand hier sit weet, as 'n hond jou storm, en ek praat van 'n hond, as 'n boerboel of 'n groot hond jou storm, gaan daai hond stop as jy sê, asseblief moet my nie byt nie. Nee. Maar as ons skreeu en skop en te kere gaan en slat, dan gaan hy hond 2 keer dink. Amen. En so dis dieselfde met sonde, familie. As ons nie sonde vasvat en sê, ek is nou klaar met jou. Jy het my lewe te veel geruïneer. Jy het my huwelik geruïneer, my kinders, my finansies, my alles. Ek is klaar met jou. Vandag kruisig ek jou. En ons maak klaar daarmee. En dis wat hy hier vir ons sê, familie. Hy gaan verder in vers 25. Ons, sê hy, ons familie, ons lewe deur die Gees. Amen. Ons lewe deur die Heilige Gees. Hy sê, en so laat die Gees nou ook ons bedrag bepaal. Halleluja. Hoe gaan my bedrag môre wees? Gedrag. Hoe gaan my gedrag môre wees? Gaan dit soos die wêreld wees? Of gaan dit soos 'n man van God wees? As ek nie môre kan praat nie, as ek nie môre my mond kan oopmaak en 'n woord sê nie, en net my dade, net hoe my gedrag is met my vrou en met my kinders, by my werksplek, as ek gaan groceries doen, my calendar, net my gedrag, as mense na my kyk, dan kan hulle sien, daar's iets verskillend in daai man. Hy's nie deel van die wêreld nie, hy lyk heeltemal anders. As iemand iets laat val, dan tel hy dit op vir hulle. As iemand met iets sukkel, dan help hy hulle. Hy loop nie verby en dink by homself, ja, kry veel. Amen. En so vers 26, ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Familie, hy praat so waar hierso, so waar. Ek is 'n prentjie mens en hy 3 jaar saam met die disippels geloop. En die meerderheid van die lerings wat hy vir die disippels gegee het hy vir hulle in prentjies gegee. Hulle was nie almal geleerd gewees nie en so hy moes hulle na die viswaters toe vat en hy moes vir hulle wys, gooi gou vir my 'n net daarin. Nee, maar dit en nee, maar moenie nee nie, gooi net daarin. En dan gooi hulle in en dan kry hulle vis.
En as hulle die vis uit die net uitgekry het, dan leer Jesus vir hulle iets. Hy sê vir hulle, right, julle het nou vir my geluister, waar julle die net in hierdie water moet gooi, en julle het nou vis gevang. Kom nou saam met my, dan gaan ek vir julle leer hoe om mense te vang. Amen. Net soos julle nou vir my geluister het om vis te vang, luister dieselfde vir my en julle sal mense kan vang. En so, Jesus het die disippels geleer met prente, met prentjies. Prys die Here, ek's my hele lewe dysleksiek, ek kan nie ordentlik lees nie, ek dink ons het dit vanaand 4 of 5 keer gesien, maar in 'n geval, die Here praat met my deur prentjies, en die Here gee vir my lerings uit sy woord uit deur prentjies. So ek wil vanaand, wil ek so vir almal wys van my. Hierdie is 'n vrug. Amen. Dis 'n peer. En so, ons pluk hom van die boom af, en ons eet hom, ons koop hom uit die winkels uit, en ons eet hom, ons sny hom op, en ons sit hom saam met ander vrugte, ons maak vrugteslaai, en so, vrugte familie, hoekom praat Jesus, as hy met ons praat, in die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, hoekom praat Jesus van vrugte? Hoekom gaan Paulus en Petrus en Johannes in hulle briewe, hoekom praat hulle van vrugte? Hoekom praat hulle nie van groente nie? Van vrugte, familie, is yummy. Amen. As jy dink aan vrugte, dan dink jy soet. Jy dink jy wil net meer en meer en meer, maar groente. Broer Dion sê altyd, as iemand vir hom vra, buite sy huis, as daar kos is, broer Dion, wil jy groente hê? En dan sê broer Dion, nee dankie, dan sê hulle, eet jy nie groente nie, dan sê hy nee in publiek nie. En so, halleluja. En so, ek sê dieselfde nou, oor groente. En so, Christus kom en hy praat oor vrugte. Maar kyk hierso net, familie. Kyk hierso wat. Kom ons begin, voor ek met hierdie aangaan. Kom ons doen gou stapteken in ons lewe. Sondige natuur. Kom ons kyk gou na hierdie. Onsedelikheid, is dit nou in my lewe? Is daar enige onreinheid in my lewe op hierdie oomblik? Is daar enige losbandigheid, enige afgodsdienste, enige towery, enige vyandskap? Is daar enige iets van hierdie wat nou in my lewe is, wat ek vanaand moet teëstaan? Okay. En dan gaan ons na die volgende een toe. Nog steeds dieselfde lys. Okay? Is daar enige haat op hierdie oomblik in my lewe? Familie, elkeen van ons wat hier sit, die land wat ons vanuit kom, daar het goed met ons gebeur en daar was goed aan ons gedoen, wat ons harte nie baie lekker gelos het nie. Amen. En so, hier praat ons God in sy woord met ons oor haat. Iewers moet ons dit uitkry, familie, want die koninkryk van God is suiwer, en enigiets wat nie suiwer is nie, kan nie binne in die koninkryk instap nie. En so het ek naaiwer, het ek woede in my, is daar enige risie? Is ek 'n persoon wat like om risie te maak? Of is ek 'n persoon wat like om vrede te maak? Jy weet, ek ken glad nie Facebook nie, maar ek gebruik dit nou net as 'n voorbeeld. As daar 'n Facebook advertensie is oor iets, is ek iemand wat like om in te spring en 'n comment in te gooi en te sê, hoor hier so, wie ook al hierdie ding hier opgesit het, weet nie waarvan hulle praat nie. Nou, is ek iemand wat risie? Of is ek iemand wat opklim en sê, good job. Joh, jy het 'n goeie job hier, ek kon nie 'n beter job gedoen het nie. En so, vir verdeeldheid, is ek 'n mens wat mense verdeel? Of is ek 'n mens wat mense bymekaar bring? As mense my dink as hulle by hulle huis sit, dink hulle, Jacques, hy dryf net mense uit mekaar uit, dis al wat hy doen. Of dink hulle, Jacques ek ken hom as iemand wat mense probeer by mekaar kry, en in eenheid probeer werk. Skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en dergelike dinge. Is hier enige iets van hierdie wat nou in ons lewe is?
En as daar is, sou die Heilige Gees nou vir ons gewys het. So dit is die vrugte van die wêreld. Nou kom ons en ons gaan na die vrug van die Gees toe. En ons sien hierso liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Kyk hierso familie. Hierdie baie leraars in kerke leer hierdie vir God se mense verkeerd. En hulle sê vir God se mense, solank jy net miskien 2 of 3 van hierdie op hierdie oomblik in jou lewe het, is jy shanana. Jy sal alright wees. Kyk hierso familie. Die woord praat hierso van vrug van die Heilige Gees. Nie vrugte nie. Amen. Ek hou hierso in my hand 'n vrug vas wat 6 dele het. Amen. Sonder een van daai dele is hierdie vrug nie 'n vrug nie. As ek hom in die helfte deursny, en ons maak hom oop, kan ons kyk, die eerste gedeelte van hierdie vrug is die stingel. Amen. Hy's deel van die vrug. So miskien sal dit goedhartigheid wees. Die tweede gedeelte van hierdie vrug is die skil. Dit is nog steeds deel van een vrug. En miskien is dit nederigheid. Die derde gedeelte van hierdie vrug is die vlees of die vleis. Nog steeds een vrug. En so miskien is dit vriendelikheid. Die volgende gedeelte is die kern. En so miskien is dit goedhartigheid of geduld. Die volgende gedeelte is die saad. En miskien is dit, wat het ek nou nog nie, vrede. En dan die volgende gedeelte, ek moet hierdie reg kry want ek het nie geweet wat is hierdie nie. Volgende gedeelte is heel onder. Is die kelk. En die kelk is die deel van die blommetjie wat hierdie vrug gemaak het wat nou weggeval het. Halleluja. Amen. So een vrug, familie, wat baie dele het. Wanneer hierdie man met ons praat en hy sê vir ons die vrug van die Heilige Gees, sê hy vir my as 'n man van God, Jacques, die Here soek al hierdie in jou lewe. Elke een van hulle. Dit help nie as ek na God toe gaan en ek sê, Here, ek het darm nederigheid en ek het liefde. Ek werk nog aan die ander. Hoe sal die boom, as hierdie vrug vir die boom sê, hoor jy, ek het die skil en ek het die stingel, ek werk nog aan die ander. Die boom gaan sê, jy behoort nie hier nie. Jy moet af. Amen. En so familie, kan ons sien hierso, dat as ons aan Christus behoort, as ons die Heilige Gees binne in ons het, moet ons as Christene liefde hê. Ons moet vreugde hê. Ons moet vrede hê. Familie, 5 jaar, 4,5 jaar terug, 5 jaar, toe daai sirkus hier deur hierdie land getrek het, né? Hoeveel van ons het vreugde en vrede gehad, laat God weet wat hy doen? Die res van die wêreld hardloop om te kry wat die mense sê hulle moet kry, maar ons, ja, van ons wat hier sit, het ons werk verloor, van ons wat hier sit, het familie verloor, van ons wat hier sit, het kinders verloor, van ons wat hier sit, nog steeds is daar mense wat niks met ons te doen wil hê nie, niks, want ons wou nie saam met die vloei gaan nie, maar ons familie het in ons huise gesit, en ons het vrede en vreugde gehad, amen, ons het geweet waar ons hulp vandaan kom, en so het ek vriendelikheid, as ek by 'n plek instap, familie, mense wat my bedien, Countdown, wat's die ander, die beste plek in New Zealand, wat al die tools verkoop, ja, halleluja broer, Bunnings, yes, dit kon net, daai plek kon net van die Here afgekom het,
vir mans. In 'n geval, jy stap daarin en iemand kom om jou te bedien, is ons vriendelik met hulle, familie. Wys ons vir hulle die liefde van Jesus. Definitief in Bunnings, as iemand om my toe kom en hulle sê, kan ons jou help? En sê, ja, ek kan. Ja, ek soek welding rods. Amen. En so goedhartigheid, familie, is ons harte altyd waar Jesus se hart is. Getrou, hierdie een familie. Ek het al met honderde mense gesit in counseling sessies. Hierdie is 'n groot ding. Want baie mense is getrou aan hulle vrou, baie mense is getrou aan hulle kinders, baie mense is getrou aan hulle werk, maar hulle is nie getrou aan God nie. Hulle doen wat mense sê, maar hulle is nie getrou aan God nie. Sodra hulle die kans kry, dan sal hulle sal kroek in die wêreld. Want hoekom? Want baie pastore sê, jy kan net weer later teruggaan en vir die Here jammer sê. En so getrouheid en nederigheid, familie. Nederigheid is 'n groot ding, veral onder mans. Ek kan dit sê want ek is 'n man, ek weet nie van die susters nie, maar nederigheid is 'n groot ding onder mans, familie, want altyd, maar altyd, 2 of 3 broers kom by mekaar, die een broer gaan wys vir die ander 2 broers sy nuwe kar, en onmiddellik is daar, jy weet, bragging rights. Amen. Die ander broer sê dan, hierdie is niks, jy moet my kar kom sien. En dan sê die ander broer, hoor jy hele praat van karre, ek het 'n trok. En so nederigheid, familie, nederigheid is 'n groot ding, veral onder mans. En dan die heel laaste ding, selfbeheersing, familie. Selfbeheersing in die koninkryk van God is miskien die belangrikste stuk van die vrug wat ons nodig het. Want as ons nie selfbeheersing het nie, dan gaan ons môre in hierdie wêreld in en ons val net vir wat ook al the next best flavor. Ons gaan wat die wêreld wil hê. En familie, ek gaan hiermee eindig. Soos ek sê, ek sit met baie mense en ek probeer so ver as wat ek kan mense te help, en dan staan mense wat vir my sê, ja, jy weet, hierdie sonde wat in my lewe is, ek kan nie van hierdie sonde ontslaa raak nie. Dan sê ek vir hom, broer, sorry, jy gebruik die verkeerde woord, dis nie kan nie, dis wil nie. Dis wil nie. 24 uur voor ek tot bekering gekom het ek soos 'n vis gesuip, en ek het dwelms gebruik, en ek het beklei, dag en nag. Ek het tot bekering gekom, en ek het 'n belofte aan my koning gemaak. Ek sal nooit weer aan drank vat nie, ek sal nooit weer aan dwelms vat nie, ek sal nooit weer my hand vir enigiemand lig nie. 26 jaar later het ek dit nog steeds gehou. Amen. Wel, Jacques, jy's goed. Nee, ek is nie. Dis die gees van God, familie. Dis die gees van God wat ons daar hou, om vir ons te sê, hierdie behoort nie in die koninkryk van Jesus Christus nie. Want kom ek sê so, familie, baie keer in die bediening het ek myself gekry waar iemand voor my staan en my familie aanval of vir my sê, ek kan nie preek om enigiemand te red nie. En ek sien myself, daai prentjie wat ek nou van gepraat, ek sien myself hierdie ou voor almal verwrig en om nog 'n paar taai klappe gee. Maar die gees van God sê vir my, dit gaan die koninkryk van Jesus nie help nie. Amen. En so, familie, wat die Here vanaand vir ons wil wys, die vrug van die Heilige Gees, een vrug. Maak seker, as ons dit nog nie gedoen het nie, kom ons maak dit 'n persoonlike projek vir ons in hierdie nuwe week wat ons nou ingaan. Kom ons vra vir onsself en vir die Here, sit by ons koning en sê, Here Jesus, het ek liefde in my? Want kom ek sê so, familie, ons gaan en ons vra vir mekaar en ons sê miskien vir mekaar, ja nee, jy's alright man, jy's okay, moenie worry nie. Die selfbeheersing sal kom. Moenie worry daaroor nie. Amen. Maar ons sit met ons koning, familie, wat nie kan lieg nie. En ek vra vir my Jesus, ek vra vir hom, Here, het ek vriendelikheid in my? Het ek vrede in my? Dan sê Jesus vir my seun, jy het nie volle vrede nie. Want jou meisiekind is in Hamilton, en jy gaan slaap elke aand met vrees
dat daar iets met haar gaan gebeur, so jy het nog nie vrede nie. Asseblief Here, help my om op hierdie stuk van hierdie vrugte te werk. Amen. Want familie, as ons hierdie heeltemal in ons lewe het, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, goedheid, nederigheid en selfbeheersing, as ons alles binne ons lewe het, en die Heilige Gees help ons met dit, familie, gaan ons vir hierdie wêreld die soetste vrugte wees, wat hulle nog ooit geproe het. Amen. En ons dan mense na die Here toe kan bring. Maar nou, as ek sukkel met iets, en die wêreld sien dit, dan kan hulle, of hulle dink hulle het die reg om dan vir my te sê, ja, ek kan nie die God van jou volg nie, want jou Bybel sê, jy moet selfbeheersing hê, maar jy het nie. En so, kom ons gaan in hierdie week, familie, as 'n persoonlike projek, ons praat met Jesus en ons sê, Here, asseblief wys vir my, wat kort ek hierso, om hierdie volle vrug in my lewe van die Heilige Gees te hê. Amen. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, in Jesus naam, wil ons vanaand vir U baie dankie sê vir U woord, vir die waarheid van U woord. So vir U dankie sê vir die Heilige Gees en vir die kragtige werk wat die Heilige Gees in ons lewens doen. Dankie, lieve Here, dat die Gees van God ons nie alleen laat in hierdie wêreld nie, maar elke dag saam met ons loop, elke dag saam met ons praat en elke dag intree, lieve Here. En ons help en vir ons sê en ons lei en ons leer waar ons moet verander en waar moet ons ontslae raak van die vrugte van die wêreld en waar moet ons die vrug van die Heilige Gees aanwerk en bymekaar kry in ons lewe. Ek vra nederig vanaand, lieve Here, dat U elkeen van ons se sondes sal vergewe, dat die bloed van Jesus oor ons sal was en ons sal vrymaak vanaand, lieve Here. Ons vra daar waar ons in 'n nuwe week gaan ingaan in hierdie môreoggend, lieve Here, dat die Heilige Gees met ons sal praat, ons sal lei, ons sal leer, ons sal herinner aan alles wat Jesus gesê het, en dat ons in hierdie week sal kan kyk en sal kan sien, lieve Here, wat kort ons in ons lewe, om daai volle vrug te kan kry. Ek sê vanaand vir U baie dankie, lieve Here. Ek loof en ek prys U naam, vir elkeen van ons familielede wat vanaand hier sit. Dankie vir die genesing, lieve Here, wat deur hulle gekom het. Dankie, lieve Here, dat ons mekaar kan bystaan. Dankie dat hulle ons help, lieve Here, om ons harte weer op die regte plek te kry, lieve Here. Baie dankie dat baie van die seer wat in ons lewe gebeur het, word deur van hierdie mensies vanaand genees, lieve Here. Ek vra nederig dat U ons sal help om hierdie klein kerkie van ons te groei, dat ons nog meer broers en susters sal inkry, en dat ons vir hulle sal kan word, soos wat hulle vir ons is, lieve Here. Ons sê vir U dankie, en ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen, en al God se mense sê, amen en amen. Baie dankie familie.